heart is a balloon, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Oké, Sissy, draai. Pas die sluier. Zit dan weer op. Doe mama, mag ik hem weer afgetracht? Nee man. Draai, draai gauw. Draai lekker weg. Voor die kar, voor die kar. Voor die kar. Oké, stop, 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 stop. Mama. Mama. Hello. Luister uit. Nou is mijn spoor aan het straf langs de plek, waar die acties aan mij raakt, dus de zwak. Ja, ga ik hier nog weg, word me gek. Ik word vol wijn van de stad. Nou is mijn spoor aan het straf langs de plek. Nee, die acties aan mij raakt, los de hart. Nee, die acties aan mij raakt, samengepakt. Oh, Simon. Oh, Simon. Hey. Oh, papa. Opa. Wat doe je nou? Bijna het enige boodschappen vir hierdie bruidegom. Daai bruidegom. Ja. Jy moet tyd om te dink. Alright, ek het tyd om te dink. Daar's baie om te sê, maar hoe om dit te sê? O, nee. Nou, hier is een setup. Nou is alright. Bly hy werk dan.
Ja, die klomp is een beetje aan die water weg, weer van die stoep af. Oh nee. Het reën te lekker. Maar die zonnetje gaan nog vanmiddag uit. Kijk. Ja, nee. En waar is die ou wat nog wat? Ron? Ja, hy hou goed. Lekker hard werk, ek wil alles droog te kry vir julle. Oh, dan iets hier om naar te kyk. Dis op aan die is. Ja. Kan jy nou sien hoe jy gelyk het? Die lekker ding van 'n videokamera hier dit daar. En er is genoeg water om weg te stoten. Hier wordt bloemen gewerkt. Mama. Ja. Is Emiel bij Ja, hij staat buiten. Maar is hij bij daar ook klein? Julle het verkies om voor die aangesig van die Here te trou vanmiddag. Daarom kom ons luister saam na wat die wil van die Here is vir julle huwelikspad saam. Ek lees vir ons uit Kolossense 2 vanaf vers 20 tot Kolossense 3 vers 4. Julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood van die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte soos hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy nie jou mond sit nie, daaraan mag jy nie raak nie. Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan. En dit is maar net gebooie en leerstellings van mense. Hierdie leerstellings het wel 'n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdienst, danige nederigheid en streng beheersing van die liggaam, maar dit het geen waarde vir die beteeling van die sondige drifte nie. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is,
Moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. En die Here bou toe die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, ek is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal vrou genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees word. Net so lei die Here julle vandag ook na mekaar toe. Van hierdie instelling van die huwelik getuig Jesus Christus ook. Hy sê, het julle nie gelees dat hy wat julle gemaak het, julle van die begin af man en vrou gemaak het. En hy het gesê, om hierdie rede sal die man sy moeder en sy vader verlaat en die man en vrou sal een word, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een. Wat die Here saamgevoeg het, mag julle mense nie skei. En daarom het hy die huwelik ook so geëer, dat hy op die bruiloft van Kana teenswoordig was. En Paulus sê met die oog op Christus en die gemeente, dat die huwelik eintlik 'n groot geheimenis is. Hieruit leer ons dat die huwelik wat in die genade van God gegrond is, 'n baie eerbare instelling is, want die huwelik beeld ook die verhouding tussen Christus en sy kerk af. Die getroudes kan daarom ook in hulle hart verseker wees van die hulp en die bystand van God, selfs wanneer julle dit glad nie verwag. Nu wel ons as getroudes as gevolg van die sondes ook deur teëspoed getref word en daar swaar kry in mense lewe kom, kan julle dit ook geduldig en dankbaar aanvaar as komende in die hand van die Here. Maar ons moet ook weet wat die doel van die huwelik is. Dit is dat julle mekaar moet getrou help, bystaan in hierdie lewe. Die menslike geslag moet deur die huwelik ook gebou word en ouers moet hulle kinders opvoed in die kennis en die vrees van God tot die eer van God. Die huwelik dien ook om die mens van teen onkuisheid te beskerm. Daarom moet elke man sy eie vrou hê en elke vrou haar eie man met die medewete en toestemming van hulle ouers of voogte. Hulle huwelikslewe moet heilig wees, sodat die tempel van God, naamlik die liggaam, nie verontreinig word nie. En jy moet ook weet hoe julle teenoor mekaar moet optree en hoe die woord verwag julle teenoor mekaar moet optree. Nie jy as man moet besef dat God jou as hoof van die vrou aangestel het, soos wat Christus hoof is vir sy gemeente. Hy wil hê dat jy van die vrou moet lief hê, haar verstandig moet lei, haar moet onderrig, haar moet vertroos, haar moet beskerm en haar as vrou moet eer. Jy moet nooit teen haar verbitter word nie, maar verstandig met haar saamleef. Jy moet ywerig en getrou jou beroep beoefen, sodat jy ook jou gesin eerbaar kan versorg. En terwyl jy as vrou, jy moet jou man lief hê. Jy moet hom eer, jy moet hom gehoorsaam in alles wat reg en billik is. Net soos die gemeente ook aan Christus onderdanig is. Jy moet jou man help in alles wat goed en reg is. En jy moet aan jou gesin en jou huishouding die regte aandag gee. Verder moet jy ingetoe en eerbaar leef en vir ander 'n voorbeeld wees in deursaamheid. Emiel en Danel, nou dat jy weet dat God die huwelik ingestel het en wat hy julle daarin beveel, getuig jy hier voor God en almal wat teenwoordig is, dat dit julle opregte voorneme is om so in hierdie staat te lewe. En is dit julle begeerte dat julle huwelik nou gesluit en bevestig mag word? Wat is hierop julle antwoord? Verklaar jy Emiel dat sover jy weet daar regtens geen beletsel is teen jou voorgekome huwelik met Danel wie teenwoordig nie, en dat almal hier teenwoordig en roep jy almal hier teenwoordig tot jy getuie dat jy vir Danel tot 'n wettige vrou neem? Wat is hierop jou antwoord? Ja. Verklaar jy Danel dat sover jy weet daar regtens geen beletsel is teen jou voorgekome huwelik met Emiel hier teenwoordig nie, roep jy almal hier teenwoordig ook as getuies
dat jy vir Emiel tot 'n wettige man neem? Wat is hier op jou antwoord? Mag ons Here God die voorneme wat hy u gegee het bekragtig. En mag die begin van julle huwelik wees in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Dan vra ek dat julle mekaar die regterhand gee en dat julle mekaar kyk. Emiel, jy het hier voor God en almal teenswoordig verklaar dat jy vir Lenel as 'n wettige vrou neem. Beloof jy dat jy haar nooit sal verlaat nie, dat jy haar sal liefhê, dat jy haar getrou sal onderhou, soos 'n getroue en godvreesende man aan sy vrou geskuldig is. Beloof jy verder dat jy heilig met haar sal lewe en haar in alles in haar getrou sal bly, soos dat die evangelie van jou verwag. Wat is hier op jou antwoord? Ja. Lenel, jy het hier voor God en almal teenswoordig verklaar dat jy vir Emiel as 'n wettige man neem. Beloof jy dat jy hom sal liefhê, hom sal gehoorsaam, hom sal dien en help en hom nooit sal verlaat nie. Beloof jy verder dat jy heilig saam met hom sal lewe en hom in alles aan hom getrou sal bly, soos dit 'n getroue vrou aan haar man verskuldig is, soos die evangelie van jou verwag. Wat is hier op jou antwoord? Ek verklaar nou dat Emiel en Lenel hier teenswoordig regtens getroud is. Mag die Vader van genade, wat julle deur sy genade tot hierdie huwelik geroep het, julle met opregte liefde en trou aan mekaar verbind en julle huwelik seën. Amen. Julle kan nou aan mekaar julle ringe gee. Emiel en Lenel, omdat alles wat goed is van die Here, kom vra dat julle nou saam weer kniel voor die Here en saam, sodat ons almal saam tot die Here vir julle kan bid. Hemelse Vader, jy het gesê dat dit nie goed is dat die mens alleen wees nie. Daarom het jy dit so gewil dat man en vrou saam sal leef, mekaar sal liefhê en mekaar sal aanspraak. Ons weet dat dit nie maar blote toeval is dat Emiel en Lenel mekaar ontmoet het. Dit is U wat hulle by mekaar gebring het. Dit is U wat hierdie huwelik in aansyn roep. Vader, wil U gee dat hulle huwelikspad saam met U sal loop. Dat hulle nooit van U sal vergeet. Gee dat hulle dit wat Christus vir hulle gedoen het, voor oë sal hou. Gee dat hulle altyd vanuit die vryspraak sal leef. Vul hulle harte met dankbaarheid en vergewensgesindheid. Leer hulle om uit die vreugde van die opstanding te leef en om nou reeds al te leef soos opgestane Jesus. Maak hulle gehoorsaam aan U woord. En gee dat hulle ook die swaar kry in hulle lewe vanuit die perspektief van U regering sal sien. Vul hulle huwelik met blydskap, Vader. Gee dat hulle altyd die ewige erfdeel wat U vir hulle bewaar voor oë sal hou. En gee dat hulle ook in die huwelik saam sal groei in geloof, in heiligheid en volwassenheid, sodat hulle ook saam die komende Christus tegemoet kan gaan. Vader, wil jy hulle op hulle huwelikspad seën en wil jy U seën oor hulle uitgeef. Ons bid dit in die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Ek vra nou vir die twee ouer pare om na vore te kom as getuies te kom eer.
skyn te maak. Dit lag gebrand, ongelooflijk. Nog iemand dat heeft? Stand shoulder to shoulder and take strength from your togetherness. Walk hand in hand and take pride in your closeness. Be open and be honest, but respect each other's privacy. Be caring and attentive, but respect each other's space. Never forget that you belong together as part of God's natural law. Just as the waves belong on the ocean and the stars belong in the sky. And as you grow together, let not your love be suffocating, but inspiring, recognizing that each of you has your own special gifts and talents. And remember, the sweetest music two voices can make is not when they sing the same melody, but rather when two different refrains come together in close and perfect harmony. Oeh, ja nee, verseker, wacht, ek moet doen. Ai, ai. Oh, dit is mooi. Okay. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. The reason that you had to come, the traffic is and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. To get away on the road. You've got no destination ever mind. In the maze of her imagination, your love is down. Even if that doesn't ring true, you've been all over me, and it's been all over you. It's a beautiful day. To let it get away. It's a beautiful day. Touch me. Take me to that other place. Teach me. I know I'm not a hopeless case.
clearing the sea out. See the bedroom fires at night. You've got no destination in the night. In the maze of her imagination, love is down. Even if that doesn't ring true, you've been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day. To let it get away. It's a beautiful day. Touch me. Take me to the Camera, one way. 1, 2, 3. Okay, any camera, one way. So, yes, yes, 3. Okay, any camera, one way. 1, 2, 3. See the canyons broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. See the birds leaving your night. To the flood or the coast came out. It was a beautiful day. To let it get away. Beautiful day. Touch me. Take me to that other place. Reach me. Okay, one way. 1, 2, 3.好，我原来一 Dis ek en 'n vinnige rypelvrou. Die mense is almal. Ons staan hier buite. Almal het drank voor hulle. So dis alles is onder beheer, jy kan nou relax. As hy iets fout gaan, is dit nie deel van julle meeting. Ontspanne, asem. Okay. Wat ek kan doen is ek gaan die kampanje uitbring van hulle kans kry om ontspanne te raak en net eers ja. En dan kan ek dat ons almal oorkom en dan sit ek julle net kry, dan kan ons almal Hello, Bobby. Hello. Hello. Nie, zo voorzitter.
En daai ouma is ons ouma. Maar Emile het gesê hy het die voorreg om 'n ouma te geërf het. Hy het 'n ouma bygekry en dis ook ons ouma, dis dieselfde ouma. En op daai ouma drink ons vanaand 'n heildronk. Ons bid vir haar die Here se rykste seën toe. Daar's nog baie klein kinders wat trou, ouma moet vasbyt. Kom ons kyk op ouma vanaand. Toe my sussie my gevra het om die ouderdom met my ouers in te stel. Dit was nie baie gestres nie, want dit was nou nie so groot issue. Maar toe werk ek nou so die tweede naweek wat ek by die huis was. Vra my pa vir my, weet om toespraak te skryf, want jy in die een tydskrif het die artikel gesien. Nou kyk, meneer is reg. Later die aand vra my ma dit vir my ook. Ek raak my al bietjie bekommer. Die Sondag op te vra die Nel vir my. Dus ek, nee, ek gaan maar ene skryf. Dit is my groot voorreg om die ouderdom op die bruidsouers in te stel. My ma en pa ook. Hulle is twee hardwerkende gelowige mense wat altyd 'n goeie voorbeeld vir ons gestel het en steeds doen. Daarvoor wil ek namens ons al drie kinders dat ons nou altyd meer baie gekry. Baie dankie sê. Die kinders is 'n geskenk van God. En dan wil ek het graag omdraai. Ouers en kinders is 'n geskenk van God. Ouers van die bruid en die bruidegom, ouers van die bruidegom, is vir my 'n baie besondere voorreg om vanaand te herinner op Jan en Marianne in jou instel. Jan en ek is so 9 maande in mekaar daar in Kanaan distrik gebore. Ons het saam geluk geword. Hier op Broederspit het ons paas vir ons elkeen so 'n rooi boeksak gekoop wat ek hy gedraad van sy aard tot in die matriek. Naast daaraan is ek hy saam op Roos Gymnasium toe, Stellenbosch, en daar het ons elkeen fiets gekry wat presies dieselfde gelyk. Jy ons altyd gepraat van David en Jonathan. Dit is vir my vanaand 'n baie groot voorreg om my rol op hulle te kan instel. Ek moet weer steeds toe wat ek moet vertel, ek kan nie instaan vir die waarheid af. Maar dan sê toe Emile en Nel iemand daar by die huis was, en hulle toe nou 'n bietjie opgesit daar op die bank, en Jan en Marianne in die kamer was, kon Marianne haar nuuskierigheid nie bedwing. En sy sê so wat hulle uitgesluit na so geloer, wat die kweekies nou besig is om te doen. Toe kom sy terug en sy sê vir Jan, hy sê, vrou, wat maak die kind? Sy sê vir hom, ag Jan, hulle vry maar soos wat ons ook gevry. Toe sê Jan, vrou, gaan sê hulle moet dadelik ons. Een paar swakhede. En as mens moet seker dat mense swakhede ook kan kry. Hy het 'n passie vir veilinge en om die wagens te veilig. Nou, 'n ander passie wat hy het, is om met windpompe uit te spring. Hy het al 3 keer reg gekry. En ek wil vanaand vir Jan vra as hy sy regterarm reguit in die lug gee. Of hy dit vir die 3de keer sal doen. Arre. Dus ek ken vir Jan en Marianne baie jare. Jan is 'n regte korrel. Die mense wat vir hom werk, sê die baas is 'n bliksem. Nou wil ek vir sê, as jy, ek kan net sê, as ek voor die nag oorlog toe moes gaan, dan ek so lekker aan die oor die oorlog, dat ek dit moet doen. Dan sal ek omgedrag staan met my gevat, want hy is baie onverskrik. Hy is onverskillig. Hy is dapper, en hy sal enigiets doen om sy doel te bereik. Beginsel vaste Afrikaans. En nou het hy sê vriende die fout dat hy 'n korrelkop is. Dat
hy baie beginselvas is, dat hy altyd sy doelwit wil bereik. Wil ek vir sê, daar is net een mens wat hom optrek. Dit is Mariaan. Ek moet vir sê, ek moet vanavond, as ek 'n uitdruk in waar is, sê Mariaan, ek haal my hoes vir jou af, dat jy 33 jaar, saam met jou Jan geskoon. Ek moet vanavond vir jou sê, ek haal my hoed af, dat jy en Jan, 3 prachtige kinders, Sapins al groot gemaak het, lewer met gehelp het, en waar die vanavond te sien, die wêreld instuur met 'n pragtige bruid. En ek wil sê dat vriende, hier het ons twee Christelike Afrikaner mense, beginselvaste mense, mense wat lief is vir hulle eie, Jan wat 'n gestoorde Afrikaner is, Mariaan wat op kultuurgebied, wat 'n radio Russtad besondere rol speel, op die oomblik 'n rol speel as die voorsitter van die Afrikaner Damesvereniging hier in Bloemfontein. Hulle twee, dink ek is twee ouers, waarop kinders met baie reg trots kan wees. En waarop hulle vriende ook baie trots kan wees. Nou wil ek vanavond sê, vriende, in die vriende sê, eer jou vader en jou moeder, sodat jou daar verleng kan word in die land waar die Here jou komt aan jou gee. Nou is het vanavond vir my voorrecht om vir u te vraag en saam met op te staan en heel te druk op Jan en Mariaan, die ouers wat hulle kinders die voorrecht het vader en moeder te hê en ons as vriende te hê om hulle te sê dat hulle baie geluk en voorspoed en vrede sy het in die land en die Here ons God aan ons gegee. Ek vraag u om my heel te druk op Jan en Mariaan. Saam modderkoekies gepak, saam pop gespeel en ek dink saam wyn gedrink, nagmaal wyn gedrink. Toe ons nog klein was, sy het ek die plan geïnisieer dat ons my ma se dahlias met modder moes skilder, want sy is die kunstige een van ons. Ons het 'n lang pad saam geloop, ons het die voorreg gehad om 'n jaar saam te bly in Bloemfontein in 'n woonstel. En al verskil ons so verskriklik baie, het ons een gesamentlike baie groot liefde soek. So daai jaar het ons gelewe van lekker met ons laaste geld van die maand, ons het paklike die sponsorts gekoop, enige skoon. En ja, sy het groot geword, sy is kroonstad toe, sy het weer op haar eie bene staan, sy het meer selfstandig wees, maar haar hart is nog baie klein agter 'n Joburg dop. Sy weet hoe om te ry in daai plek met my ma maak. Maar dis my klein sussie wat weet trots is en as weet om hy klaar is om die nuus te deel, dan druk ons saam op 'n huil om ons dit te doen die eerste reis te doen. Ja, my ou boet, klein sussie en ou boet. Ek het vanaand gegaan namens my en haar in die kamer van die water en ek sien dit is pragtig. En jou vrou se gesig voor. Hierdie vriende rond ken en is jou gesin verwelkom. Dit is 'n pragtige ouensie. En dis vir ons 'n jeugdige
soms met emosies wys nie. Ek gee op die nou baie en ek maak elke dag van die lewe. Dalk 'n bietjie te veel sweetjies uit jou met tye, maar ek kan dit nie doen nie. Ja, ek was fyn julle iemand nou as Christen en pas die Bybelse beginsels sodat ieder kan bou en julle kon sê van baie geluk. Ek het 'n voorbeeld gevoel. Ja, geniet dit eers jaar in doen lekker. Maar ek sê dat dis vir opset elke dag nie meer nodig en dis baie goed te bly nou. Ek het al gesê dit gaan min of meer so 2 uur, 4 uur se kant wees en dan ry ons tot. So Nee, verskoning is nou al nie, dis die eerste dag. En wat is dit? Lees by hom. Nee. Maar ek praat maar kraal. Nee, maar net as serieus en hom op. Maar dit was nie dom. Ek wil ten eerste vir Mama Leni bedank vir die trourok wat so fantasties pragtig is. En vir Christel wat al haar blommetjies aangewerk het op haar rok. Ek weet dit het daai ure en ure gemaak. Dit is net fantasties pragtig. Mooi. Vir die troukoek wat gebak is. En die pragtige ou rykertjie boop wat my ma gemaak het. Wanneer die rykertjie gemaak? Ek weet baie net vir jou. Net vir jou. Ek het my ma sê dankie vir al die blomme. Die blomme dan. Jan Wyn, die verkom vir Nelly Houderons instel. Dit is 'n besonderse eer. My ma het ek kom vir die dorp net vir jou. En vir Jan as seremoniemeester. Dan is al vir Ferris wat die troukar bestuur het. Ek ken die oor wat ek kan nou. Hy was reeds gehad om 'n kar vir ons te kry, want sy kar was in 'n waterstort ongeluk. Dis nie meer vir nie. En hy het nou uiteindelik om dis dit al uitgevang wie hy nie kan. Nee, dit is trouwens nie 'n hartjie storie, sorry vir alles kan. Ja, dis al toe kan jy sit ons bedank. Staan hier Rosa. Sy die huis het voorsien om vir die huis. Nee. Kry jy daai? Dis nie baie dankie vir Tannie Rosa, Tannie Elria, vir Lizet, vir Welse Bed, vir Sonet. Ek weet julle weet nie waar hulle was nie. Florien. Florien. En nou het jy iets geskryf. Ja, hulle help vir die stelling. Christine en vir Wynand met die musiek. Verstel ja, By kom Christel. En vir Wynand wat help vir die musiek. Dis nou my skoonbroer. So Net ek wil julle net wys net dat ek vir hulle wys.
wat nie ver gaste wat nie in bruiloftsere is nie, baie welkom. Waardeer die afstand wat julle gery om hier te wees. Ja, dit is wat ek weet. Ek hier dan. Dan is daar vir ouma, want sy was die strooimeisie. Sy was die oudste strooimeisie as ek was. Baie dankie vir Nico. Sy preek, dit was fenomenaal en boonste raak. Het jy iets gehoor? Dit was reg. Wat op my 5 meter net in die kerk? Nee, van die sonde. Wat het julle gewees? Wat het julle weer gemaak? Hy doen vir die kroeg en daar is julle drank wat te koop is en ons sal ook gratis drank. Nie graag, dit was nog wel leeg, maar dis... En dan is daar Montello Spysennies wat die kos gemaak het en voorsien het en hulle wat dit warm hou. Het jy dit betaal? Ja. Dan weet ek aan. En ons kan hier ons vrouw en foto's neem en ons kan bekeer rondhakel. Ek kan ook baie rondhakel van ons, ek sê nou al dankie vir die rondhakel. Maar jy word ook betaal, hè? Jy moet lekker. Ja, ek kan nou al dankie sê. Maar weer eens my prachtige bruid. Ek weet nie wie behalwe het al het lekker. My hart. Sy hart nie my hart. Geniet julle aanvaarding, ons sal nog 'n bietjie weer beweeg en hulle sê vir almal, as julle kan dan ja. Dan kuier ons net net lekker om na mekaar. As ek nie by mense kan kuier of so nie, vergewe my maar, want ek moet nog deur my lewenstyd lewe julle uit. Maar is maar vir jou. Geniet julle aan. Ek waardeer elkeen my. Dit is net wonderlik dat mense so ver sal ry vir my Nelse gebeurtenis, want dit is wat hulle hier troue en begraf. En support, yeah. Special. Dit beteken baie, want dan weet jy dat iets op die aarde bereik om manne mense na jou te los. Ek kan nou nie iets spleen nie, want ek dankie Here vir 'n wonderlike dag, wonderlike vriende en maar net vir al sy seën wat hy oor ons stort. Ryklik. Baie dankie. When you're in love with a beautiful woman, you go it alone. Maybe it's just an ego problem. Problem is I've been fooled before. My fair weather friends and faint-hearted lovers, and every time it happens, it just convinces me more. When you're in love with a beautiful woman, you watch her eyes. When you're in love with a beautiful woman, you look for life. Die boere man, nie as die belangrikste is gesê. Ek moet opval. Jy moet opval. Hy is always dit is bly pas ons almal jy.
klaar nie, maar ons kom terug. Is my kop goed is nou. Okay. Emil, tot terug. Okay, hier. 2, 3, kappel gaan aanval. Ek het hom. Emil, put the seat on. Seat. Danelle, ek gaan musiek aansit. Jy moet omdraai, maar nie kyk vir wie jy gooi nie. Ja nee, ons mag. Ek sal rustig. Mama sê maar vas nie. Wie is jy reg kan sy gooi? Sy kom op gooi.
When you're in love with a beautiful woman, it's hard. When you're in love with a beautiful woman, you know it's hard. Everybody wants her, everybody loves her, everybody wants to take your baby home. When you're in love with a beautiful woman, you watch your friends. When you're in love with a beautiful woman, it never ends. You know that it's crazy. You wanna trust her, then somebody hangs up with you. Nou ja, ons is op pad op ons honeymoon. Lynel bestuur, ek het al sy 200 kilo's bestuur. Ons het nou so 217 kilo's al bestuur. So, ja, in die wêreld hier naby Bethlehem is mooi groen. Balie grasveld. So dis pragtig. Ons sal maar so 'n bietjie op datum hou. Ek wil net myself kan kry. As hy. Ons het dan veiligheidsgordels aan. Ek en my vrou. En nie meer te be nie, uiteindelik myne. So ons is op pad. Maak hy toe, hier kom ons see al die pad. Ja, ek tree ons nou weer in lekker area. So kry ons die koek met die kersie. Pad op. Verkeersknoop. Dit is nou 11 minute oor 5.
beweeg 0 kilometer per uur. Die reeks is nou. Hulle nie alles weer aan die stuur. Vir die laaste skop. Sy het nou lekker rus ingekry. So sy is nou reg om my vir 'n toer te vat. Ja. The heart is a blow, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. To let it get away on the road. You've got no destination in the mud, in the maze of her imagination. Your love is down, even if that doesn't ring true. You've been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day. To let it get away. It's a beautiful day. Touch me, take me to that other place. Teach me. I know I'm not a hopeless case. See the world in green and blue. See China right in front of you. See the canyons broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful day. To let it get away. Beautiful day. Touch me. Take me to that other place. Reach me. I know I'm not a hopeless case. What you don't have, you don't need it now. What you don't know, you can feel it somehow. What you don't have, you don't need it now. Don't need it now. It was a beautiful day. Ja, uiteindelik is ons by Dazzling Heights. Ons vakansieplekkie. Honeymoon plek. Daar is ons woonstelletjie.
So gaan. Zwembad hieronder. Fyne in die zwembad. Ons uitsig hier oor die see. So 800 meter van die see af. Ons het 'n briljante uitsig oor die see. En bootjies op die water. Een lieflike plek. Kan lekker sien. Water is bietjie koud, maar nou ja. Het is 'n lekker bewolkte dag. Brand is dit daar. Waar? Iets drink. Waar is my vrou? Hier is my lieflike vrou. Ekskuus. Lisiekie. Mama se appelkoos. Mag jy my afneem 'n bietjie? So ek lyk op my vakansie. Lekker volle woeste hare. Alweer, nog steeds, aan mekaar. So. Wat sy kniek nog hoor. Wat kom er? Hy kan tak. En 'n bietjie bootjies kyk. Is dat daar vir die kamera? Ek sien jou.